feesvoete kuier vandag in Klokkelaan. Dit is in die Vrystaat en ons is by die Veteraan Trekkerskou. En ons sit lekker hier op 'n ossewa met die perde en die osse wat so lekker wy. Ons gaan nou kyk hoe die boere geboer het daai tyd sonder engines. Dis nou met ander woorde sonder trekkers en dan nou met trekkers. So ja, kom ons gaan kyk wat gebeur alles op die feesterrein. Met my hoed op my kop ry ek my bakkie deur die dorp. Almal ken my hier want ek kan mos hard werk. Ek bly in Kleinfontein, ek's die diaken in my kerk. Ons staan hier by die perderad, of soos hulle in Engels sê, die horse gear. En soos hulle verduidelik, die perderad was in gebruik vir aandrywing voordat engines beskikbaar was. En ek gaan nou vir julle verduidelik, dis baie interessant. Die donkie is ingespan daarso. En dan het hy hierdie besigheid nou vorentoe gestoot. En soos hy hom stoot, het daai ratte begin beweeg. En soos jy kan sien, soos hy in die rondte loop, begin daai as te draai. En dit is hoe hulle vroeër dae gemaal het, sonder engines. Baie innoverend. Ons het horsepower nodig hierso. Ons staan hier by die bakkiespomp en dit is vraggies baie eenvoudig hoe die boere gedink het. Die bakkiespomp was gebruik om water in leifore te kry vir natmaak van groentetuine of lucernlyntjies langs die spruite of riviere. Nou kom ons gaan kyk bietjie hoe werk hierdie storie. Weereens het ons die balk en so sê hom stoot. Haal hy die water uit, die gat uit. En dis hoe hulle die ou dae gesê die watergat. So as jy dors is, kry vir jou 'n bakkiespomp, dan kan dit dalk jou dors bietjie les. Ons staan by die perdebaler. Die perdebaler is vervaardig in 1904 en was in gebruik voordat daar engines of trekkers vir aandrywing was. Van sonop tot son af kon 10 ton gebal word. Let op die perfekte tydsberekening van die aksie van die ratte. En ons gaan dit gou kyk. En almal op die dansvloer weet wat nou gaan gebeur. As jy nie 'n balk vasgryp, raak jou bene vol meel. Hierdie baler, ek het 'n boek oor hom. 1904 is daai baler. Nou hierdie goed het hulle mee water gepomp, hierdie donkie het water gepomp nog voor haar. Ja. Dompelpompe was. Sê dit nou maar so. Of windpompe. Windpompe en dompelpompe wat ek meen hulle tuine nat gegooi, jy weet, lucernlande en daai tipe dinge, veral by 'n rivier. Dan pomp hulle nou die water uit die rivier tot bo op die wal. En dan ek meen dan pomp hulle nou gooi hulle goeders nat. En hierdie is ook natuurlik hulle noem dit 'n horse gear. Ja. Hierdie ene wat die perd nou trek. Ja, hy dateer ook voor daai engines was. Ja. My pa het 3 van die ou dorsmasjiene gehad. Hy het elke seisoen het hy in die distrik gedors. En hy het 6 van die ou stoomengines gehad, want jy moes party op bystand gehad het. Inspekteurs was baie streng daai tyd, dan kom hulle en doen hulle druktoetse. As hy te gevaarlik word, want hy kan ontplof, dan moet jy hom uithaal en dan word daar ander een in sy plek gesit. Dis hoekom jy altyd 'n bystand engine moet hê. En hulle het militeit het hulle met stronkevuur gemaak en as dit koringdors is dan hulle met koringstrooivuur. So, nou hoe oud is hierdie masjien? Die ou masjien is 1911 model, hy's nou 102 jaar oud. Hierdie stoomengine is 1917 model, so hy's amper 100 jaar oud. En ek verstaan 'n dorsmasjien kan nie sonder die engine loop, en daai tyd was daar nie trekkers nie. Nee, daar was nie trekkers nie. Dis hier in die 30er jare voor die trekkers uitgekom het. So oom het met die dorsmasjien gewerk toe oom jonger was. Nee, ek was te klein geweest. Ek het later met hulle gewerk, ja. Maar op daai stadium met die engines was ek te klein. Ek onthou net, ek was as kind het ek dit baie gesien. Nou die dorsmasjien verduidelik, wat doen die dorsmasjien eintlik? Kyk, jy sny die koring op die land. Dan sit nou die aar met 'n stuk strooi aan en dan word in gerwe gebind.
En dan word dit nou na 'n sentrale punt geneem en daar word dit nou deur die masjien gegooi en hy skei nou die koring van die strooi en die kaf. Dit is nou soos wat vandag se stroper nou in een asem doen. Ja, maar onthou nou Tuka se dae het jy eers die koring op 'n land met 'n selfbinder gesny. Hy sny die koring en dan bind hy hulle in gerwe. Ek het dit self gesien, dan word hulle in klein mietjies gepak op die land. As jy klaar is, dan word daai mietjies opgelaai en na 'n sentrale punt geneem. Dan kom die dorsmasjien en dan dors hy dit, dan gaan dit eers na die verkoopspunt toe. Daai jare was 'n jaar, 2 jaar lank. Ja, vandag loop die tyd daarom vandag. Nee, maar dis lekker om met oom te gesels uit oor die dinge en ek dink ek het nie eens geweet hoe lyk 'n dorsmasjien nie en ons is al in hoeveelste jaar, seker by die 15, 16de jaar wat ons elke jaar moet die ou goed skou toe kom en dan demonstreer ons dit. Mense kom van heinde ver om na die stoomdors te kyk. Hier seker nie baie meer van hierdie stoom. Nee, ek dink so daai ding wat daar voor die masjien staan, daai stapelaar. Ek glo nie daar's nog een in die land nie. Dis nou 'n dorsmasjien self, die stapelaar wat oom van Stapelaar wat nou die dorsmasjien gooi die strooi op die stapelaar en dan vat hy hulle op en hy gooi hulle op 'n hy bou 'n miet. O, okay. Nee, dis interessant. Is jy nie vanmiddag hier nie? Ek gaan oom dit verduidelik. Ja, ons dors vanmiddag. So oom verduidelik vir ons hoe werk hierdie dorsmasjien. Ja, kyk, jy bring nou die koring, alles op 'n wa gelaai. Dan word die gerwe nou bo op die masjien gegooi. En dan is daar nou 'n arbeider wat die gerf se band afsny en dan word hy nou in die masjien ingestrooi. Die masjien vat hom nou en hy dors hom nou. En hier die siwe hier onder skei, hy het nou goed wat skud. En dan skei hulle nou die koring van die kaf en die strooi. En die koring kom uiteindelik agter en gooi hom in sakke. Die kaf gaan vooruit en gooi hom op die stapelaar en hy gooi hom op 'n hoop daar aan die ander kant. Oom sê hierdie dorsmasjien is van hout gemaak en oom stoor hom eintlik net en elke jaar bring oom hom uit. Hy staan in 'n stoor, dis hoekom hy al 100 jaar hou. Anders het hy al gevrot. Ja, nee, definitief. Hoe kry oom hierdie hele ding hierso? Nee, ons sleep hom maar op 'n stadige stappie hier na toe. Want ek sien hy het eysterwiele. Nou moet jy onthou, vroeër dae moes hy nou van plaas tot plaas gegaan het. Dan word daar 3 span osse gestuur. Een trek die ou masjien, een span trek die stapelaar, die ander span trek die stoomenjin. En dit vat 'n dag om nou van die een plaas na die ander te trek. Hoe sien ek hier's 'n remstelsel hier op? Ja, dis 2 blokke wat weerskante is en jy trek hom nou in met daai hefboom. Daar hy moes nou tande, jy gaan altyd af onder toe, dan trek hy die blokke onder die masjiene. Hou hom vas dat hy doodstil staan. Hier's waterpas, hy moet waterpas staan, daar's die waterpas. Hey, maggies. Op die breedte ook moet hy ook waterpas staan. Anders te gaan die koring nou die kant toe loop of daai kant toe loop. En hy wikkel seker. Dis hoekom hy nou moet styf vas wees. Net na die breek gesels ons met oom Gert Bekes en oor al die interessanthede by die Veteraan Trekkerskou in Klokkelaan.